Die gids vir ons pelgrimstog vanmôre, vir ons reis na elders, kry jy vanmôre in Lukas 24. Ek gaan nie skriflesing teen die bord gooi, want julle sal net nou sien hoekom. Maar ek gaan nie skriflesing daar gooi, maar as jy in jou Bybels wil kyk, sal dit wonderlik wees, maar dit gaan daar ook wees. Maar kom ons praat eers, en ons praat eers met die een wat onsigbaar is vanmôre hier. Hy's hier, ons weet dit, maar hy's onsigbaar. Hy's beleefbaar, en die een wat vanmôre onsigbaar is aanvoelbaar. Hy skep 'n atmosfeer, en die een wat onsigbaar is, gee vir ons ander mense wat saam met ons vanmôre op hierdie reis is. Maar Here, ons wil graag vir U kom sê, U wat miskien vanmôre onsigbaar is, en tog deur ons lewens in hierdie wêreld sigbaar word. Die een wat vanmôre miskien onsigbaar is, maar tog beleefbaar is. Die een wat vanmôre miskien onsigbaar is, maar tog in ons harte leef. En vir ons is U 'n werklikheid. Ons kom vanmôre na U toe en ons sê vir U so dankie dat U Gees vir ons bymekaar bring. So dankie dat U Gees, wat soos Johannes 3 sê, soos die wind is. Ons kan nie die wind sien nie, maar ons kan hom voel. Ons kan sien wat die wind doen. Dankie dat U vanmôre reeds al dalk vroeër in die week in iemand se lewe of aan ons almal se lewe al die behoefte gebring het om vanmôre op hierdie reis te wees. Dankie vir al die agterafwerk, diensbaarheid, wat gebeur het om vanmôre dit te laat gebeur hier. Dankie vir 'n tegniese span wat voorbereidings getref het. 'n Telefoonoproepe of 2 wat gemaak is. Dankie vir kinders wat vanmôre hier is, vir mammas wat vir hulle iets te ete gegee het vanmôre, vir pappas wat dalk op 'n manier die fondse versamel het, saam met mamma, om vir die kinders kossies te gee, om hulle aan te trek, en dat hulle vanmôre hier is. Dankie vir mense wat die kerk skoon maak, dat ons vanmôre hier kan kom wees. Dankie vir die kantoormense. En nou is ons in U hande, Here. So waar. Wees U vir ons die gids op ons pelgrimstog. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die eerste skilderytjie wat ek vir julle gewys het, toe ons begin het, kom ek vat hom gou weer terug tot daar, nie daai ene. En daai ene is geskilder deur die beroemde Rembrandt van Rijn, waar hy probeer het om met sy verfkwas iets vir ons deur te gee van die verhaal van Lukas 24. Ou bekende verhaal, julle ken dit vanmôre, en het kan nou baie maklik gebeur, dat jy nou vanmôre sê, ag man, hierdie verhaal ken ek nou al so goed genoeg, so ek gaan nou my agterstallige slaapie inhaal, maar ek wil jou uitnooi, om die Here vanmôre kans te gee, om vir jou op jou en my pelgrimstog te vat. Ek wil jou vra, laat die Here toe vanmôre om iets oop te breek vir jou,
Nou daar word gesê, en ek kan nie sê dis die waarheid nie, ek het nou nie in van Rijn se tyd, Rembrandt van Rijn se tyd geleef nie, maar in Rembrandt se tyd word daar gesê, dat Rembrandt 'n klompie skilderye gemaak het oor Lukas 24, oor die Emmausganger se verhaal, omdat hy op soek was na waaroor dit eintlik gaan in hierdie verhaal. En daarom wil ek jou vra, sit nou maar vir Rembrandt ook nog by, sit nou die Heilige Gees by, sit die teks by, sit Ernst Grundling by, sit 'n klomp lense by, en dan word jy deur die Gees van die Here vervul vanmôre op hierdie reis. Maar nou het ek eers kinders nodig. Ek het nou eers kinders nodig. Kinders, jong mense, ek soek so 'n paar. Jy gaan niks snaaks doen nie. Ek beloof vir jou, jy gaan so rustig wees as wat jy nou is. Maar ek soek net daarom ten minste so 1 of 2. As daar net 1 is dit ook alright. Maar ek soek 'n kind. Het lyk my ek moet nie te ver terug staan nie, dan het ek 'n feedback met daai goede. Kom, daar kom 2. Mooi julle 2. En die kom nog 2. Nou het ek wraggies 4. Dis fantasties julle, hoor. Dis nou fantasties. Daar's nog een 5. 5. En julle sê vir my, jy gaan nie kinders wees nie. 5. OK. Ek wil nou vir hierdie 5 kinders uitdaag om te maak asof hulle in die sirkus is. Gaan julle maak of julle in die sirkus is? Die 6 het nog een bygekom. Ek moet bly sou toe kyk, dan teel hulle aan hier agter my. OK, ek gaan hulle uitdaag om in die sirkus te wees. Ek gaan jou vra, elkeen van julle, aan wie mag ek vat? Mag ek aan een van julle vat? Mag ek aan jou vat? Dankie my skat, staan net so 'n bietjie vorentoe, anders is hier 'n noodtoestand hier agter. So, dan sê OK. Ek gaan nou vir jou uitdaag en julle ander moet dit ook doen. Jy mag nie jou lyf beweeg nie. Jou lyf moet jy nie beweeg nie. Hy is van beton gemaak, jy mag hom nie skuif nie. En nou gaan ek vir jou vra, maar jy het mooi hare, maar nou gaan ek vir jou vra, dat jy asseblief sal omkyk na my toe sonder om jou lyf te beweeg. Sal jy? Gaan jy dit reg kry nie? Dan kan jy nie in die sirkus werk nie. As ek agter jou staan, gaan jy my dan kan nee, maar jy moet vir my kyk, man. Daar's geen manier, en dit het die Here gedoen. Hy het jou gemaak dat jou gesig en jou rug, jou oë en jou rug nie in dieselfde rigting kan kyk nie. En al kyk jy vir my so, kyk weer so op. So, kan jy nou nie jou rug sien nie, né? OK. Jy kan nie jou rug en jou oë in dieselfde rigting laat kyk nie. Dis of jy kyk vorentoe met jou oë, of jy draai jou rug op my. Of as jy omdraai, dan kyk jy vir my en jy wys jou rug na die mense toe. Jy kan nie albei doen nie. God het jou so gemaak, dat jy nie albei kan doen nie. Dis of jy kyk vorentoe, en jy draai jou rug op die verlede, agtertoe, of jy leef deur agtertoe te kyk, verlede te kyk, maar dan draai jy jou rug op die toekoms. Dis waaroor dit gaan in die Emmausgangers. Kom ons kyk by haar. Jy kyk nou so intoe, né? OK. Kyk of jy daai mense kan sien. Jy kan nie, nee. Jy kan nie een kant toe kyk en dieselfde tyd jou rug na dieselfde kant toe draai nie. Jy's nie so gemaak nie. Jou hele lyf sê vir jou, jy kan dit nie doen nie. Gaan jy dit kan, miskien is die kleintjie 'n bietjie slapper. Kom ons kyk. Kyk vir my, kyk weer op. Mooi, kan jy mense agter jou sien? En jy kan nie. En hy, kan jy dit doen?
Nee, jy kan steeds nie jou rug sien die jakkals. As hy, alright, dankie vir julle. Julle het my nou baie gehelp. Eintlik kan ons nou amen sê, né? Eintlik is ons klaar. Gaan sit gou en praat ons gou nog verder. Sê. Lukas 24 vertel vir ons die verhaal van die Emmausgangers. Nou, kom ek weer nie by my skriflesing uit nie. Daar sê, nou het hy gespring. Daar sê. Die gebeurtenis by die opstanding vind op hierdie selfde dag plaas. Of anders moet ons sê, die dag toe Jesus opstaan, het hierdie gebeurtenis plaasgevind. Selfde dag. Op hierdie dag lees ons van, in die hele tyd na Jesus se opstanding, tot by Pinkster, lees ons van 'n hele klompie kere wat Jesus aan mense verskyn het. 'n Hele klompie kere. Onder andere lees ons hiervan. Kom ons lees die verhaal, want dis die pelgrimstog. Op die dag, die dag van Jesus se opstanding, was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadioi, dis ongeveer 10 tot 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het, goed wat agter lê, oor goed wat gebeur het. Nou moet jy baie mooi verstaan, gaan nou verder daar, nou moet jy baie mooi verstaan, hulle het ons gaan dit net nou lees ook, hulle het 'n groot hoop gehad, dat hierdie Jesus nou 'n oorwinning gaan bring, 'n politieke oorwinning gaan bring, vir hulle wat nou so verdruk is, en wat so swaar gekry het, en dat Jesus nou 'n nuwe politieke koning is. Hy gaan nou koning wees. En hulle het hierdie verwagting gehad, vir al die jare, 33 jaar wat hulle saam met Jesus geloop het. En toe dink hulle, ag nee, wat dis niks, dat hulle hom nou gevange geneem het, en dat hulle nou vir hom beskuldig het. Nee, wat Jesus gaan hom losmaak, hy gaan net so loskom. Hy gaan hom nie laat onderkry nie. En toe hulle oë uitvee, toe beland Jesus binne in die graf, dood. Maar toe onthou hulle, dat daar lank terug vir hulle gesê is, maar hierdie Jesus gaan opstaan uit die dood. En nou na 3 dae, is die graf leeg. Maar volgens die ou Joodse tradisie, het hulle gedink Jesus se liggaam is gesteel. So waaroor praat hulle? Hulle praat oor hulle teleurstellings. Hulle praat oor die feit dat hulle hoop gesteel is. Hulle het nie meer hoop nie. Waarna toe nou? So hulle stap Emmaus toe, nie eintlik om by Emmaus uit te kom nie, hulle stap eintlik Emmaus toe om van die Golgotha kruisiging en van Jesus se moontlike opstanding soos hulle gedink het, hy het opgestaan, maar hulle dink toe op daai stadium moontlik opgestaan het, om weg te kom daarvan. Hulle het nie hoop nie. Agter hulle lê wanhoop. Agter hulle lê teleurstellings, agter hulle lê 'n verhaal wat vir hulle verleë maak. Miskien is hulle so effens nog in dieselfde situasie as in 2025. Agter ons lê daar so baie goed. Teleurstellings. Kinders wat teleurstel. Huwelike. Agter ons lê daar so baie goed. My besigheid het gevou. Agter ons lê daar besluite wat ek geneem het, maar wat
wat moontlik ook my beïnvloed het, besluite wat ek glad nie geneem het nie, of wou geneem het nie, maar het my beïnvloed. Agter my lê pyn, agter my lê seer, agter my lê wanhoop, agter my lê 'n mishoop, 'n hoop wat ek gemis het. Jy, wat lê agter jou? Wat is goed wat agter jou lê, wat jy eintlik nie eens oor wil dink nie, wat jy soos hierdie ouens maar praat oor wat gebeur het, maar het jou diep geraak, dat jou lewe verander. Wat lê agter jou? En die moeilikheid is dat ons dikwels, dink nou aan my kinders wat hier gestaan het, dat ons dikwels omdraai en na die verlede kyk en dat ons nie verstaan dat ons eintlik ons rug draai op die toekoms nie. Dat ons eintlik die moontlikhede van die toekoms, die moontlikhede wat die Here vir my gee toe hy my oë voor in my kop gesit het, dat ons daardie moontlikhede dikwels geringskat. Dat ons so vaskyk teen die mislukkings, sogenaamde mislukkings, dat ons nie vorentoe kyk en vra waarmee is God besig? Hy is dalk besig om my te vorm, my beter te maak, iets van my lewe te maak, my op 'n pelgrimstog van hoop te sit nie. Op hierdie pelgrimstog van hoop sal jy nie kry dat ergens grindeling of enige ene omdraai en terugloop nie. Want ons gaan vorentoe. Hoop is om vorentoe te beweeg. Kom ek sê weer. Hoop is om vorentoe te beweeg. En dis nie soos ek hoop dit reën môre, die kans is 50% nie. Dis 'n vaste hoop om vorentoe te beweeg en dit wat in die verlede gebeur het, nie te vergeet nie, dat jou lewe gemaak, dat jou lewe gevorm, maar anders te begin dink oor goed wat in jou lewe gebeur het. Anders daaroor te begin dink. Want jy sien nou stap hierdie ouens, né? En terwyl hulle so praat en bespiegel, want dis mos nou maar eintlik mos die manier hoe ons hierdie goed hanteer. Sê nou maar ek het geweet wat ek nou weet, dan sou ek mos nou nie daai stupid besluit geneem het nie. Sê nou maar net. Maar dit gebeur. Met 'n sê nou maar maak jy nie dit weg nie. Hierdie ouens bespiegel, hulle praat en bespiegel, sê nou maar net. En terwyl hulle so praat en bespiegel, gebeur dit dat Jesus self, vers 15, nader kom en met hulle saamloop. Sien jy wat gebeur? Op 'n pelgrimstog van hoop, om vorentoe te loop, kom Jesus en hy kom loop saam met jou. Maar as jy so terugkyk, en ek sê terugkyk in die sin van dat beheer jou, natuurlik is deel van ons lewe, is deel van ons lewensverhaal, maar wanneer het jou beheer en jy loop terug, en jy begin met sê nou maar, en jy kyk terug, gaan jy Jesus nie sien nie. Jy gaan hom nie sien nie. Want hy het opgestaan. Hy is nie meer daar nie. Hy is nie meer daar om vir jou te sê ek klou vas aan jou verlede nie. Wat gebeur? Hulle oë was verhinder om hom te herken. Hulle kon nie sien nie. Kyk mooi,
Toe hulle bespiegel en sê nou maar. En toe hulle wonder en terugkyk, alles, kon hulle Jesus nie sien nie. Glad nie. Dis op 'n manier of Jesus sê ek is afwesig. Natuurlik is hy nie afwesig nie, hy sal hom teenwoordig, maar vir hulle kon hulle Jesus nie sien nie, want hulle het verkeerd gekyk. Hulle was blind. Want baie keer, dan raak ons blind, as ons so net in die verlede teruggrawe en sê nou maar sin, hoe gaan ek dit reg kry, hoe gaan ek die verlede oorkom? Maak 'n mens blind. Dit maak amper dat 'n mens moedeloos raak. Want sou jy kon sien en jy kyk terug, en jy klou vas aan wat gebeur het in die verlede, en jy kyk terug en jy hou vas, dat Jesus kwansuis nie daar is nie, want sien jy ook nie pad vorentoe nie. Jy is vasgeval. So ek het nou per ongeluk hierdie knoppie gedruk, wag nou moet ek nou eers net weer, ek het nou die verkeerde knoppies op per ongeluk gedruk. Daar's hy. Hy sê toe vir hulle, onthou nou kan hulle nie sien nie, hulle weet nie dis Jesus nie, né? Hulle weet nie. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Kyk wat sê hy. Hy sê vir hulle, waarom loop julle so en met mekaar redeneer? Redeneer beteken iemand wen en iemand verloor. 'n Redenasie of 'n redenaarskompetisie op skool, kinders, beteken iemand wen en iemand verloor. Jesus sê vir hulle, waarom redeneer julle so? Kom ons, in plaas van redeneer, kom ons raak met mekaar rustig en gesels in God se teenwoordigheid. Hulle weet dit nog nie. Maar dis wat Jesus vir hulle sê. Om van die goed in die verlede afstand gedoen te kry, het jy nodig om saam met Jesus te loop. Op 'n pelgrimstog van hoop, saam met Jesus te loop. Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Jy kan mos sommer aan worries wat 'n mens het, en goed in jou verlede, kan jy mos sommer as jy voor die spieël gaan staan sien. Jy kan mos sommer sien. Die glimlag is weg en die oë blink nie meer nie. Een van hulle, vers 18, met die naam Kleopas het hom geantwoord, is hy die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van hierdie dinge, wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hulle vra watter dinge? Hy vra hulle watter dinge? En hulle antwoord hom, kyk wat doen Jesus. Hy gee nie vir hulle 'n quick fix nie. Hy gee nie vir hulle 'n vinnige pilletjie, en moet nou nie dink ek sê moet nou nie 'n pilletjie gebruik nie, dis wat ek sê nie, maar hy gee nie vir hulle 'n quick fix, 'n vinnige pilletjie en dan is my geheue nou weg nie. Geen pilletjies help vir geheue goed wat in my geheue vassit nie. Ek het nodig om saam met Jesus te loop. Jesus help hulle om te begin praat hieroor. Hy doen twee goed, Jesus. Die eerste is, hy loop saam met hulle. En die tweede, hy help hulle om te praat hieroor. En so kan jy 'n Jesus en ek 'n Jesus vir mense wees, wat in hierdie nood is, want hulle het soms nodig om net met iemand 'n bietjie te gesels, met iemand 'n bietjie te praat, om saam met mense 'n verhouding te bou. Dis die gemeente, ons is die verhoudingsfabriek in hierdie wêreld. Om saam met mense te loop, nie quick fixes te gee nie, saam met hulle te loop en hulle te help om iets te sê, om iets te praat, en te weet hulle kan dit met my praat.
Dis wat Jesus doen. Op hierdie pelgrimstog, soos by Ernst Grinling sinne, is daar soms 'n gas wat byloop, wat 'n bietjie perspektiewe gee. So kom Jesus en hy kom loop saam met hulle. Julle? Kyk wat gebeur. En hulle antwoord hom, hier praat hulle, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en die volksleiers hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom laat kruisig het. Hier begin hulle die storie vertel, ons het bly hoop, dat het hy is wat Israel gaan verlos, die politieke koning, maar intussen is dit nou al die 3de dag wanneer dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons bovendien ontstel, hulle was vanoggend by die graf, en toe hulle nie sy liggaam vind nie, het hulle kom vertel, dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. Mens kan so maklik jou ore uitleen, wanneer dit sleg gaan met jou. En wanneer jy krisis het, jou ore uitleen. Gelukkig hierdie vroue, wat kom vertel het nie nonsens gepraat nie. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Hulle was mos blind. Toe sê hy vir hulle, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle, dat julle nie alles wat die profete gesê het glo nie. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. So probeer Jesus vir hulle perspektief gee en vir hulle sê, help my julle kyk vas nie. Dit help my julle staan vas om terug te kyk in die verlede nie. Dit gaan julle niks help nie. Julle weet mos, die skrifte het mos vir julle geleer. Kyk bietjie wat sê hy hier. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, van Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Julle weet mos, dat daar in die Bybel hoeveel goed staan. 1 Petrus 5, werp al julle bekommernisse, goed van die verlede, werp dit op hom. Moet julle nie kwel oor die dag van môre nie. Moenie. Kyk na die voëls van die hemel, kyk na die blomme van die veld. Ek sorg vir julle. Hy lê vir hulle al hierdie goed uit. Probeer hulle perspektief verander, om net op 'n ander manier, onthou hulle is blind, op 'n ander manier net te kyk, te dink oor alles. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee hy wil verder reis. Maar hy het baie sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is reeds amper aand. Die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Jesus stap saam met jou op jou reis van swaar kry. Stap saam met jou op jou reis van 'n verlede wat jou ry. Hy stap saam met jou op jou reis deur die mislukkings wat jy sogenaamd sou ervaar. Maar aan die einde van die reis, kyk wat dit staan, kyk wat daar staan. Aan die einde van die reis wil Jesus graag hê dat jy hom sal innooi. Dat jy hom sal innooi. Wil Jesus graag hê dat hy wat die opgestane Here is, deel sal word van jou toekoms. En jou sal help om anders te dink oor jou toekoms, om te verstaan, bly by ons, sê hulle, dis amper aand en die dag is verby, om te verstaan dat die nag is verby en die dag breek nou vir jou aan. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, het hy die brood geneem en dit geseën,
die seëngebed uitgespreek, die brood gebreek, en dit vir hulle gegee. Hy word ingenooi. In Italië is daar 'n groot kunsgalery. En in daai kunsgalery is 'n skildery wat 'n beroemde, bekende Italiaanse skilder geskilder het. Van Openbaring 3 wat sê, hy staan by die deur en hy klop. Maar eintlik staan daar geskrywe, hy hamer aan die deur. En dan staan daar geskryf, as iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan. En daai skildery is die knop van die deur, nie aan die buitekant nie. Hy is aan die binnekant. Jy het nodig om hy knop, waar hy klop, het jy nodig om die knop oop te maak, dat hy kan ingaan. Die deur oop te maak. En hulle doen dit. En toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken. Die blinde mense begin anders kyk. Hulle, wat langs die pad nie kon sien nie, sien nou. Hulle nag het verbygegaan, hulle dag, om saam met Jesus te loop, om toe te laat om in te kom, het aangebreek, en ewe skielik kry hulle ander perspektiewe, ewe skielik sien hulle anders, ewe skielik is die vraag nie meer, hoekom het dit gebeur en kom ons bespiegel nie, maar ewe skielik is hulle vraag, waarmee is God nou in my lewe besig? Ek wil dit sien. Ek wil sien oor my pad vorentoe. Nou moet ek julle gou ietsie net vertel van wat hier gebeur het, bietjie agter die skerms. In die Bybelse tyd was daar 3 maniere waarop mense gegroet het. Die eerste manier is maar 'n manier wat ons ook het, is om by mekaar te kom en sê, hallo, dan gaan ons verby. Miskien is ons vrou, hoe gaan dit? Dan sê die ander persoon, goed of sleg, maar ek hoor nie eers die antwoord nie. Hallo. Die ander manier was om te sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Dan antwoord jy my terug? Regtig. Verstaan, jy sê net jy het gehoor. Ek vra nou vir jou regtig, ek kan vir jou gevra het, ja, ek is bly om te hoor, wil jy my vertel? Verstaan, dan kom daar 'n gesprek. Dit is die tweede manier. Die derde manier was die manier, ja, dit was die manier waarop ons saam geëet het. En Jesus het graag saam met mense geëet. Nou was 'n mens in die Bybelse tyd saam met mekaar geëet het, dan het jy gesê, ek wil nie meer net 'n kennis wees nie. Ek wil nie net meer iemand wees wat bietjie hoor hoe gaan dit, dan gaan ons weer nie. Ek wil jou vernoot wees. Ek wil jou vriend wees. Dis hoekom Jesus so baie keer geëet het. En dis hoekom Jesus die nagmaal ingestel het, om te kom sê, ek wil jou vriend wees. Ek wil saam met jou loop, ook die toekoms in wil ek saam met jou loop. En hier breek Jesus die brood. En hy gee vir hulle, en hulle bid saam vir die kos. En ewe skielik gaan die mense oë oop. As jy ontdek dat Jesus jou vriend is op die pad vorentoe, maar dat hy ook jou vriend is, terwyl al die goed in jou lewe met jou gebeur het. Terwyl jy dalk ook met 'n verlede sit, met goed wat gebeur het, wat jy nie eers weet hoe om dit in woorde te sê nie. En dan verdwyn Jesus uit hulle sig uit, maar nie uit hulle lewe uit nie. Dan kan hulle gaan leef, soos jy en ek. In die begin het ek gesê, ons kan nie Jesus sien nie, hy is nie
Hy is nie sigbaar nie, maar hy is beleefbaar. Hy is hier, hy raak aan jou. En hulle het vir mekaar gesê, het ons harte nie warm geword nie. Koue harte, koue bekommerde harte, lang gesig harte, lewelose harte, wat ewe skielik verander, warm harte word, harte van hoop. As jy nou sou stap of sou ry, en jy ry teen 'n opdraande op, en jy weet nie wat aan die ander kant is nie. Hierdie kant is jy op, jy kan nog nie sien wat daar is nie. Dan beteken dit doodgewoon. Jy gaan net vorentoe, vorentoe, vorentoe met die hoop. Daar's iets, en dan is daar iets. Hierdie verhaal is 'n verhaal waar hulle so hitte vasgevang het, ons kan nie sien nie, ons het koue harte, ons is bekommerd, het 'n klomp goed gebeur, wat ek nie weet hoe om oor te dink nie, maar ek sal saam met Jesus loop, ek sal hom innooi, hy sal my lewe wees, en dan het ek hoop, dan kan ek sien. Vers 33, en hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die ander 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. Die behoefte om terug te keer na die gemeenskap toe van mense wat ek dalk uit my lewe uitgeskuif het, wat ek weggeloop het van. Nooi hulle in. Ek wil weer by hulle wees, ek het ander nodig op my reis vorentoe. Kan nie alleen nie. En hulle het gesê, die Here het werklik uit die dood opgewek, en het aan Simon verskyn. Hulle het verduidelik wat toe gebeur het met hulle op die pad, en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Die krisis wat hulle beleef het. Jesus is weg, as ek terugkyk, chaos. Saam met Jesus, om saam met hom aan tafel te sit, skep hoop vir jou pad vorentoe. En terwyl hulle nog besig was om te praat, staan Jesus tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Julle wat onvrede gehad het op die pad, julle wat onvrede gehad het, Jesus is weg, julle wat onvrede gehad het oor jou eie mislukkings en jou krisisse, jy wat amper nie met jou verlede kan saamleef dalk nie, om saam met Jesus te loop, breek daar vir jou 'n nuwe hoop aan. Jy is op pad na elders. En wat gee hy vir jou? Nie desperaatheid en al hierdie goed nie. Hy sê vir jou, vandag, maak hierdie swaai. Laat jou blinde oë siende raak. Maak die swaai. En ek gee vir jou vrede. Want om aan mekaar terug te kyk, as ek loop, en ek kyk aan mekaar terug, gaan ek net nou hier val oor 'n baksteen of 'n ding. Maar ek gee vir jou vrede. Ek, sê Jesus, gee vandag, vir jou vrede. Laat my toe om saam met jou te loop, sê Jesus. Maar kom ons breek saam brood. Kom. Dan gee ek vir jou vrede. Ons gaan net so bly sit. Dan sing ons hierdie lied. De troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom
skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat wees. Maar 'n woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heer en ek sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Here, dankie dat U altyd saam met ons loop. Partykeer is ons nie eers van U bewus nie. Partykeer kyk ons so vas teen goed wat my niks vorentoe vat nie. Goed wat my net terughou, die remme in my lewe. Dat ons nie eers sien, U stap saam met ons met die rug gekeer op die verlede nie. U stap saam met ons, sodat ons U sal innooi en saam met U feesmaaltyd sal hê. Ons onvrede skep U om in vrede. Ons slapeloosheid oor bekommernisse, oor goed wat my jaag, omskep U in 'n rustige vrede saam met U. Vandag, nou, kom elkeen van ons, soos ons hier sit, en wil ons saam met U loop, saam met U feesmaaltyd geniet, U vrede geniet, en weet dat U al die goed wat in die verlede gebeur het met my, dat U dit onder beheer het, en dat U selfs, waar ek gesondig het, vir my ook vry maak daarvan. Ons het so pas gesing, ons geloofsbelijdenis, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus behoort. Dit laat my sien, dit gee my vrede. Dankie Here, dat U opgestaan het, die kruis is leeg, maar ons harte is vol. U het opgestaan en hoewel daar bespiegelings is, of was in my lewe, is dit regtig so, het Jesus opgestaan in my lewe, en vir my lewe kom gee. Dankie, dankie, dankie Here. Ons kies vandag die lewe, ons kies vandag die vrede, ons kies vandag om saam met U te loop, ons kies vandag om die boeke toe te maak van die goed wat my wil laat terugkyk. Hoewel dit 'n deel is van my lewe, hoef ek nie daarin vas te val nie. U skep nuwe hoop op die reis na elders. Ons weet nie waar elders is nie, maar ons weet, daar's hoop. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Ons kan nou hierdie lied sing, die lied wat gaan oor die lig, die donker lê agter, die lig lê voor. U is die lig wat in my donker, in my goed wat vir my moedeloos maak, depressief maak, onderste bo gooi, hoop steel. U is die lig wat vir my lig. Kom ons sing dit as 'n oorwinnaarslied, maar ek wil graag vanmôre vra dat jy hierdie lied sal sing as jou geloofsbelijdenis. Ons het nie vanmôre ander geloofsbelijdenis gedoen nie. Hoekom nie? Ek het hom geberre vir nou. Want nou gaan jy, as jy en ek hierdie lied sing, dan doen ons nou geloofsbelijdenis. Here, U is die lig wat ook in my lewe skyn. Ek glo in U. Ons sing dit net nou ook, ons glo in U. Kom ons sing hierdie lied as ons geloofsbelijdenis.
daai skyfie staan geskryf, understanding the hope found in Scripture, the road to Emmaus. Die hoop lê in die skrif, maar dan het jy nodig om die Emmaus-roete te verstaan, te glo. Dit is om vandag te kom sê, Here, die donker lê nou agter, die lig lê voor, saam met U. En die Here wil vir jou vrede gee. Vrede sê hy vir jou. Vanmôre sê hy dit vir jou, dat hy sy vrede en sy liefde en sy genade vir jou gee, want Jesus het opgestaan. Amen.